This is my season. Jy is ingeskakel op die program Coffee Zone saam met Mario. Kom en geniet 'n koppie koffie saam met heerlike musiek by Heartbeat FM. Ja, baie dankie dat jy ingeskakel is weer eens op 107.4 FM studio. Heartbeat FM en baie dankie. Ja, wat ons was nou reeds al op die program gewees, maar dankie dat u nog die tyd uitgekoop het om weer die volgende uur saam met ons te wees. Ja, in die ateljee het ons 'n Vertical Perspective, amazing, fantastiese groep. As ek net ietsie kan sê, ek was daar by die huis besig om te verf. En toe hoor ek hierdie groep op hierdie radiostasie en ek het vir Solveline gekontak en ek gesê, Solveline, hoe kan 'n mens die mense hier kry? En luckily die Here is net die Here en hy bly getrou op sy woord en dit is amazing dat ons hulle hierdie naweek hier by ons het. Ja, ek wil net vir die luisteraars, soos ek al reeds gesê het, ook by die vorige uurprogram, ja, hulle gaan vanaand vir ons lekker bedien met dit wat die Here op hulle hart gelê het. Ons noem dit nou nie die tweede helfte nie, maar dit gaan deel wees van die worship conference, maar ek dink hulle gaan meerderheid van die liedere doen, Vertical Perspective vanaand vir ons, 6 uur hier by die radiostasie vir die wat nou tans ingeskakel is. U kan ook ons kyk as u wil sien wie in die ateljee is, op die livestream op Facebook en by Heartbeat TV. Kan die inskakel en jy kan sien wie saam met my in die ateljee is vanoggend. Ja, en ek het vanoggend vir Luke Steenkamp wat deel is van Vertical Perspective. Julle sal sommer nou sien wie hy is op die livestream. En Luke, welkom in Oudtshoorn, nommer 1. En dit is fantasties om dit vanoggend te kan hê. En weet julle toe, Luke, net wat amazing is dat die presence van julle is net dit verbaas my net die Here, wat die Here doen en die manier hoe julle ons ontvang en hoe ons julle kan ontvang en die manier hoe julle goed doen, Luke, is net om uit die Kaap die tyd uit te koop om die koninkryk te bou. As ons admire net dit wat die Here doen. En welkom, Luke. Ja, as jy net jouself kan voorstel, Luke, ek dink jy mense is wel bekend omdat jy op die program was, maar ek dink daar's nuwe luisteraars vanoggend. Goeiemôre, Mario, baie dankie vir die geleentheid wat u vir ons gegee het om saam met ons te wees. Baie goeiemôre luisteraars, luisteraars van Heartbeat. My naam is Luke Steenkamp. Ek is deel van die leierskap. Ek is mevrou van Vertical Perspective, die 'n sanggroep is, 'n Christelike sanggroep. Maar meer is dit. Die hele idee is om die naam van die Here Jesus Christus groot te maak, soos met baie ander kunstenaars en Christene. En ons is baie bevoorreg om hier te wees en Christus saam met u te deel. En dis maar die main theme, jy weet, ek het nou met die pastoors nou vanoggend gepraat en gesê, weet jy, dit is niks vir ons as die Here voorsiening gemaak het om 5 ure uit die Kaap uit te ry, om tyd saam met julle te spandeer, saam met die luisteraars te spandeer, want dis ons heartbeat, is die evangelie, en om te sê dat Christus nie 'n weg is nie, dat hy die enigste weg is, dat hy die enigste waarheid is, en hy die lewe is. En dat dit net 'n wonderlike ding is om saam met die gelowiges in die liggaam van Christus te spandeer, in die liggaam van Christus te spandeer. So baie dankie vir die geleentheid dat u vir ons gegee het om hier te wees. Ja. Ag, baie dankie, Luke, ja. And that's it. I'm done. Yeah. My Afrikaans is finished. I am done. Ja, no, it's okay, Luke. It's okay. Ek het ook vir Luke gevra, gaan ons Afrikaans praat? Hy sê ja, maar Luke, ja, wat net soos u voel en net soos die Here saam met u praat. Ja, luisteraars, vanoggend het ons 'n Vertical Perspective. Julle kan later van tyd gaan ons bietjie selfoonnommers uitruil en waar u julle kan kry. En soos u weet, tans is die mense besig om te set up, want Vertical Perspective gaan vanaand vir ons letterlik bedien in worship en sang en dit die Here hulle gaan gebruik. En dankie, Luke, weer eens dat julle hier is en soos julle, dit is Luke Steenkamp wat hier by ons, hy en sy vroutjie wat die leadership is van die Vertical Perspective. Luke, net so klein, ek weet nou presies en ek het al 'n bietjie gegoogel wie u is, waar u vandaan kom, net vir die luisteraars wat nou nie weet waar u hulle vandaan kom nie en wat het die Here, wat is die purpose en die doel van the Vertical Perspective? Yeah, so we're from Cape Town and different parts of Cape Town. Some of us are in Belleville, others are in Belhar, but we came together in about 2008. So there was a gentleman by the name of Preston Youngblood came to me, came to Angela. Angela was part of the original members. And the idea was to get a group of people together, you know, as a lot of other groups do. And the idea was to make music for Christ. Now,
you know, you can have a desire to make music for Jesus. You can have the talent, but you've got to make absolutely sure the Lord is in your plans. And many people have dreams of honoring God, but God doesn't care about your talent as he cares about your heart, as he cares about your character. And God said in Samuel, them that honor me, I will honor. And I remember taking over leadership from Preston, and I talk about this in interviews. I wasn't a very good leader. From 2008, just after 2008 to 2018, the Lord didn't really work in VP. We couldn't do anything. We couldn't go anywhere. It was just like a blockade. Every time we wanted to take a step, there was just something in the way. And basically, I was a very fleshly leader. I did things in my flesh, and I think I bore the consequences of it. And the Lord had to get me to a point where I had to realize, you know what? God is God. Yeah. And I needed to put him first as leader. That Christ needed to navigate the ship of vertical perspective. That if I did things out in my own strength, things weren't going to work out. And things didn't work out. For 10 years, it didn't work out. We desired to get into a studio. We couldn't get in the studio. We desired to record our music. It didn't happen. And then in 2018, and there were times we broke up and got back together, broke up, come back together. And then back into 2017, beginning of 2018, the Lord brought us back together again. I said to my wife, well, geez, here we go again. You know, wat gaan verskillend hierdie keer wees? What's going to be different this time? We've done this before. And we said, you know what? We got to put the Lord first. And I remember our first scripture that we had together. We started opening the Bible. We started studying the Word of God. And Psalm 66, around verse 18, says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. So this was about genuinely putting Jesus first. This was about honoring Christ in our homes, in our community, in our work, because that's where God sees you. What you are when you are alone is what you are. And God can see right through the very fabric of your heart. And we started opening the Bible, we started studying the Word of God, and I promise you, that's when things started working out. Then God placed us in the studio with a guy named Mr. Timothy Feeder, a very good music producer, and we did Hallelujah with a Savior. Then we got to record Saved by Grace. Then we got to record my favorite song that my wife wrote, and that's another testimony called God is Faithful. And then the Lord led us to a wonderful man by the name of Gershwin Kuhn and Constant Space, two music producers that produced two different songs, None Greater and Is Getrouw. And just the blessing that the Lord poured on us. And God, Brother Mario, did more in these 3 years than he chose to do in 10 years. Why? Amen. Because we placed him first. Now, we weren't perfect. We did make mistakes. But this time, we got up, we acknowledged our mistakes, and we said, Lord, okay, where to from here? But it's about putting God first in your life. And no matter what you're trusting God for, if you've got financial problems, if you've got work issues, if you've got family problems, if your kids are astray and they're on drugs, if you've got marital problems, the only person that can help you in that situation is Jesus. Amen. And no matter how tough things are, my encouragement to you is to hold on to his word. If you don't know Christ, if you do not know him as your personal Savior, we implore you this morning to get to know him because he died for your sins. If you die without Christ, you think you can afford to live without him. You cannot afford to die without him, dear friend, because he's the only way, he's the only truth, he's the only life. He's worked wonders for vertical perspective. Our sins are forgiven, and all these believers, you can testify about the fact of where they were and where they are now, that they have peace in their heart, they have eternal life. Our sins are forgiven as believers. We have redemption in Christ, and there is no other name, Acts 4, verse 12, given under heaven among men by which we must be saved. We proclaim Jesus. Yeah. We've proclaimed him in the beginning, and we will proclaim him until he dies. He is it. Amen. Thank you, Luke. And for all the listeners out there, and Luke is part of a group called Vertical Perspective. And what we're going to do because of the COVID protocols, we are going to shift them and they will come on another speaker just after Luke. But Luke, one thing that you've mentioned that is amazing that actually struck my heart is because of the way or the platform where you must lead from. And like God has to take the leading part of the worship leader out of yourself so that he can get all the glory and the honor for that. And it is amazing within the 10 years and part of this whole weekend,
is a worship oneness worship team that I'm actually part of. So, and that is amazing that God, the things doesn't always work out the way that we do stuff because we used to do it out of the fleshly and of our fleshly ways. And this is what God, ek kan nie anders as om 'n traan in my oog te kry, Luke, as om te dink dat hoe die Here vir ons lief is en hoe die Here ons gebruik en spesiaal vir u vanoggend om saam met ons luisteraars, saam met ons kykers daar buite te kan praat om te sê dat as ons iets doen uit ons eie vleeslike manier, dit werk nie. Ek is skuldig. Heeltemal daarvan. En dit is 'n manier, my vrou het vanoggend hierdie ding gesê, in hierdie gedeelte gesê dat Paulus sê die dinge wat ek moet doen, I don't do it. And that I'm supposed to do, I don't do that. And and all this stuff, But luckily, really, and it's amazing how the Lord works through a mysterious way. You guys all the way from Cape Town, me just listening to the station, and everything is like, this morning, And Luke, we will play a song. I think I've sent Eddie some of the songs. I think there's one song, "U is getrou." U is getrou. I think that we can play that one. I think that is the one that your wife wrote. Yeah, Deirdre wrote that one, and she actually wrote that one for actually a women's conference. Because a lot of in these conferences you have testimonies of people coming up talking about how bad their marriages are, their kids are in drugs, just the heartache and the brokenness that there is. And we were going to record this one, I think last year, and I just said, hold on. I don't think she was going to initially record this because she didn't write this to be like a recording one. I thought when I listened to it, I heard it, I said, no, this is really good. The message, the lyrical content, the melody of this song reflects the scriptures. And I think mense kan met hierdie boodskap identifiseer. Dat soms gaan dit rof, 'n bietjie swaar. Maar deur my stryde en probleme weet ek U is altyd daar. And you hear people getting up on these conferences and testifying about the goodness of God and the faithfulness of God. And so we were privileged to work with Constant Spies, who's a fantastic music producer, and he did a great production, and we were able to release the song, and we had some great feedback, and we want people to understand that no matter what you're going through, this is not a cliche. We don't say these things because we have to say it. We say these things that God is faithful, that die Here getrou is, because it is true, and we've experienced that. So it doesn't matter what you're going through, trust in Him and honor Him, and He will come through for you. Baie dankie Luke. Dit was Luke Steenkamp hier op 107.4 Heartbeat FM. Luke, baie dankie. Mense gaan vanaand u sien en vir julle, ons weet almal weet van die konferensie, maar baie dankie Luke. Ons gaan hierdie volgende lied speel, U is getrou. Maar vir julle wat regtig vir Luke hulle vanaand wil sien, Vertical Perspective, baie dankie dat u vanaand gaan kom. Baie dankie Luke dat jy die tyd uitgekoop het om vanoggend hier te kan wees. Ja, ons het nog so baie dingetjies hierdie dag en ja. Thank you for having me. I really appreciate it. I'm excited. I'm looking forward to tonight and tomorrow and to spending time with you guys. Dit gaan regtig geseënd wees. Baie dankie broer. Baie dankie Luke, baie dankie. Dit was Luke Steenkamp, baie dankie. Ons speel vir u die volgende lied, U is getrou. Soms gaan dit rof, 'n bietjie swaar, maar deur my stryde en probleme, weet ek U is altyd daar. Soms voel ek af en so alleen, maar in die donkerte en duisternis is U die lig wat vir my skyn. U is getrou, U is getrou. Daar is niemand soos U, Heer. U is getrou, U is getrou. Daar is niemand soos U, Heer. Met U my God, as ek tot alles in staat. U verklaring nie
Jy is ingeskakel op die program Coffee Zone saam met Mario. Kom en geniet 'n koppie koffie saam met heerlike musiek by Heartbeat. Ja, baie dankie luisteraars en kykers dat jy ingeskakel is op Heartbeat FM 107.4 in Oudtshoorn ja en omgewing. Baie dankie ja vir u wat nou net ingeskakel het. U is ingeskakel op die program Coffee Zone saam met Mario en Pastor David en baie dankie dat jy die tyd uitgekoop het. Daar waar u ry, daar waar u sit, baie dankie dat jy lekker luister. Laat weet vir u familie en vir vriende en vir kennisse dat ons live op die stream is. Ja, dit is by Facebook. Kan jy kyk Heartbeat TV en Facebook livestream. Ja, baie dankie dat u die tyd wel uitkoop om die saam met ons te wees vanoggend. Dankie dat u ons toelaat om in die huise te kan wees, om in die voertuie te kan wees, op die selfoon te kan wees. Daar waar u loop in die dorp met die oorfone. Baie dankie dat u die tyd uitkoop vir dit. Dit is spesiaal. Ons waardeer dit verskriklik baie dankie. Ja, vanaand om 6:00 sal u weet dan het ons hierdie Coffee Zone saam met Heart Cafe, ons gospel conference net die voor by die radiostasie. En voor die café, Heart Cafe. So baie dankie dat dit gaan R50 wees vir vanaand 6:00 en dan môre ook R50 3:00 wel weer hier by die studio. Soos ek al reeds gesê het, ons het kaartjie verkope gehad. 4 dae toes al die kaartjies uitverkoop teen R50. Ja, as daar's nog mense wat wil kom, ja, u kan kom betaal hier buite by die hek. U sal lieflik ontvang word. Ja, ons het verskillende gaskunstenaars wat saam met ons gaan wees vanaand. Byvoorbeeld Katie Broer Owen wat vanaand hier gaan wees. Ja, Sister Dawn en saam met my radiopresenter Pastor David wat ook hier gaan wees. Oneness Worship Team wat hier gaan wees. Ja, so baie mense, Sister Sonja Versaghi wat ook hier gaan wees. Ja, u sal kom bring in die finansies het bring saam. U kan die verskillende artists gaan hier kom sit, dan is dit ook Vertical Perspective wat vanoggend saam met ons hier in die ateljee is. En Reverend Danielle Welf Dixon was so pas vir u program op. U gaan haar ook vanaand sien. Sy gaan ook minister in woord in ja. En dan is hier net so klein advertensie vir al ons luisteraars en kykers wat daar is. Daar by Britson Community Health Center, nee, gaan die 6de tot die 7de November kan almal van 12 jaar en ouer gevaccineerd raak by die Britston Community Health Center. Die tyd sal wees tussen 8:00 en 4:00 vir julle wat wel gaan. Onthou, dit is die 6de en die 7de November 2021. U kan ons ook kontak hier by die studio. En ons sal saam met u wel vir u verder kan sê. Ek dink u kan dit ook op die Facebookblad kyk en u sal presies weet waar u kinders na toe kan stuur. Ja, maar saam met ons in die ateljee het ons niemand anders as Vertical Perspective. U het sopas saam met Luke Steenkamp gepraat en u het gesien hoe hy lyk ook op die livestream. Die ander member van Vertical Perspective het ons vanoggend, dis Angelo Josephs. As u wil sien hoe Angelo lyk. Dankie dat u kan ook inskakel. Ja, u sien vir Angelo. Angelo, baie dankie dat ek het wel vir Luke gesê dat julle die tyd het gekoop om saam met ons in die ateljee te wees vanoggend. En baie dankie vir die mense wie julle is om regtig waar saam met ons die Here te kom dien hierso vanaand. Ons is excited vir dit wat die Here gaan doen, maar ek dink daar is 'n spesiale rol wat die Here spesifiek in u lewe het. Ek sê ons ken mekaar nog nie eens langer as 10 ure nie, maar ek glo dat die Here verhouding bou. En dit wat ons mee besig is vanoggend. En Angelo, baie dankie dat jy die tyd uitgekoop het om vanoggend hier saam met ons te kan wees. Ek dink die luisteraars en die kykers vanoggend is excited oor dit wat die Here wil deur u praat. Yes. En ja, is u die ons van die Heartbeat familie net kan groet vanoggend om te kan sê wie u is, waar u vandaan kom en wat is u purpose en die doel van die Here eintlik in u lewe of die naweek se konferensie. Goeiemôre luisteraars. Hallo. En almal wat luister. Baie dankie Broer Mario vir die groot voorreg en geleentheid vir ons om hier te kan wees in die kant van Oudtshoorn. Ek dink is die tweede onderhoud wat hulle het hier, maar dis my eerste keer. Okay. Maar baie dankie. Ja, Vertical Perspective, soos Luke het seker voorheen gesê dat ons het begin sê 2008-9. Ek was part van die original team back then toe ons begin het. En ja, my rol in die groep was actually om die bassist te wees, die basgitaarspeler. Ek myself is van die Kaap, ek bly gebore in Bishop Lywes. Ek bly tans of sinds ek 1 of 2 jaar oud was in 'n plek genoem Belhar, The Musicals, waar al die strate se name musiekinstrumente was. En Ryan, watter straat bly ek toe?
Bass Road. En ek speel basgitaar vandag, so ek weet nie, dis mag seker profeties gewees. Maar ja, maar dis net my doel in die groep om meer as 'n musikant en ja, en my role in the group is basically to help with the group with the beats and with the song and with the chords and whatever, ja. Ja, Angelo, terwyl jy nou so praat en ek vir al die bassist. En ek dink hier is 'n amazing key veral wanneer jy weet presies wanneer dit daar kom. Ek is baie lief vir bass. Daar is die een broer wat weet saam met ons in die groep is. Hy sê as broer Mario net kan bass en hy goedjies het, dan is dit broer Mario wil net bass. Maar dit gee net hy vorming aan die musiek. En ek dink dis hy diepte wat baie mense se harte even create in die string wat mense iets kan voel die in die krag van die Heilige Gees. Een ding het ek besef, ek het nou so 'n paar keer kyk baie keer vir onze vriend en familie, Jonathan Rubijn. Oh, yes. Nou die Here hom amazing gebruik. Dan is daar ook ander dierbares en artists hier binne in Oudtshoorn wat ek gesien hoe die Here hulle amazing met bassgitaar en goedjies gebruik. Maar ek dink daar's baie mense wat baie van hulle hou nie van bassgitaar speel nie, maar as jy vir iemand net kan inspirasie gee of iets wat doen dit? Hoekom speel jy bass? Exactly. Vir my ek het eintlik begin as 'n gitaarspeler. My klasse was gitaar en ek het by default oorgeslaan van ons het 'n bassist Mekeer. En omdat ek 'n bietjie gitaar kon ken en toe was ek hier naaste aan bass, toe sê die pastoor, "Hey meneer, jy moet maar nou net soos die Gees lei." En dit was 'n hele paar jaar gelede en ek is nou nog op die bass en ek het dit this deep love for bass. And like they say in English, die bass is like a base, 'n fondasie. Yes. So hy bou die fondasie vir die band en almal bou op hom. En hy lowe frequency, hy gee net die lekker soos jy gesê het, hy subwoofers. Jy voel die bass man, jy hoor dit eintlik maar jy voel dit, jy weet. En vir bass is baie mense dink daar's baie goeie spelers, daar's baie mense wat dink nee, bass is maar in die background, jy weet. Maar as dit daar is, jy kan hoor, jy voel daar is 'n leemte. Maar vir die mense wat nou wil leer, ek sal encourage, just do it. Especially if you do it for the Lord. Amen. Jy weet, en as dit jou gawe is, doen dit man. And enjoy it, it's baie nice. Once you in it, die groove. Jy weet, die groove vat jou weg. Baie dank Angelo. Ja, nou, ek weet vir baie van ons, toe ons nou nog opgegroei het, toe weet ek baie van ons mense gaan kyk net aan hy bassgitaar hy en hoe die ou speel. En gewoonlik ek is maar altyd jy sal sien die bassgitaar ou is maar ouetjie wat maar in die hoekie. Ja, jy sal sien hy is daar maar regtig. Ek het die voorreg gehad om een van my Joyous Celebrations se bassist op 'n verhoog te kan deel. En daar's net letterlik iemand, ek bedoel soos julle wat verskriklik professioneel is en dat jy weet jou keys moet altyd in lyn wees en dit om dit wat die Here wil oordra aan mense te kan doen. Maar Angelo, ek wil net vir jou baie dankie sê dat jy ek en Angelo slaap daar by my en wat dankie vir jou gesindheid man, en lekker gesindheid en dit wat die Here doen. Ja, wat ons gaan nou nog iemand verder bring, maar Angelo, baie dankie vir dit dat jy in die ateljee saam met ons vanoggend en ek glo die Here gaan amazing dinge doen. Ons kan nie wag vir vanaand nie. Ja, en ja wat en baie dankie Angelo. Ons sien mekaar nou weer daar. Nee, buitekant ons gaan uitspeel voordat die volgende persoon uitkom. Sal Eddie vir ons 'n lied speel en ja, die Here sien nie. Hands that felt the pain for the blood that flowed from Emmanuel's vein.
my shame, my scorn. I honor you, Lord. I don't understand the madness of your plans. You would give up heaven's best for us both. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, I praise you, Lord. Here I am in full surrender. You are mine and I sing hallelujah. What a Savior. Hallelujah, I praise you, Lord. Here I am in full surrender. You are mine and I am yours. You are mine and I am yours. You are mine and I am Heartbeat FM 107.4. Your heartbeat for Christ. Ja, baie dankie luisteraars dat u ingeskakel is, soos ek al reeds gesê het by Heartbeat FM 107.4. Ja, ons het 'n lekker program vanoggend saam met Coffee Zone, saam met Mario en Pastor David. Ja, en soos ek al reeds gesê het, ek maak verskoning vir my kollega Pastor David, weens onvoorsiene goedjies wat gebeur het. Ja, maar ons weet en dit gebeur met ons almal se lewe. U sal hom vanaand sien. Ons het om 6:00, soos ek reeds gesê het ons 'n gospelkonferensie reg voor die radiostasie, die Heart Cafe. Ja, saam met Mario en Pastor David by die Coffee Zone. Gaan ons bietjie stoele uitpak en ons gaan net die Here loof en ons gaan die Here prys vanoggend. En ja, u wat luister vanoggend en u wat kyk livestream op Heartbeat TV en op Facebook, kan u sien wie saam met my vanoggend in die ateljee is. Soos ek reeds gesê het, twee lede van Vertical Perspective, Luke en Angelo was al reeds hier gewees. En ja, saam met my het ek vir Leen Mokel. As u wil sien hoe Leen lyk, kan u inskakel op die livestream. Ja, Leen, goeiemôre. Wat 'n voorreg is dit vanoggend om u julle te hê vanoggend. En ek soos ek vir Luke en vir Angelo gesê het, dit is amazing net dat julle die tyd uitkoop. En we weet baie mense so besig dat ons het so baie verskonings om te maak. Maar soos Luke ook gesê het, dat as die Here 'n ding in 'n mens se hart lê en dit beteken dan moet ons maar net obedient wees in dit wat die Here doen. Maar ek glo die naweek gaan 'n fantastiese naweek wees, omdat die Here baie keer deur u julle gaan sing of deur u praat of deur so baie mense kan doen wat net die Here kan doen, maar spesifiek vir u kan u asseblief net vir die luisteraars daar buite vertel van wie u is en wat is die rol in Vertical Perspective? Ja. So wel, luisteraars, almal wat ingeskakel is, ek is Leen. Ek is eintlik die alto van die groep. Ja. Maar ek was omkant gevang met die liedjie U is getrou. Toe Luke se vrou my vra om die song te lead. En ek was 'n bietjie skepties by die begin, want ek is nou al so gemak geraak, ek is net die alto. Maar toe ek nou sy met die liedjie aanbied en ek luister na die liedjie, maar in daai selfde tyd het ek self iets deurgegaan. Amen. Toe sy die liedjie aan my voorstel en ek sê vir haar, so by die begin, ek kon nie, het sing so om te huil nie, want die Here se getrouheid is onbeskryfbaar. Mens kan dit nie eintlik beskryf nie. En die liedjie het eintlik baie vir my gehelp in daardie tyd in. Toe, omdat die lyrics mooi sê, soms gaan dit rof, 'n bietjie swaar. En ek het gedink het is rof vir my. Ek het gevoel ek is verstote. Ek het regtig so gevoel. Maar in daardie tyd het die Here ook baie kom doen. Hy het my kom wys wie hy regtig is. Ek het gedink ek is ook maar net die een. En ek is maar ook maar altyd die een in die groep wat
Ek wil nie die limelight hê nie, ek wil nie gesien wees nie, ek wil my agtergrond wees en so aan. Maar die Here het 'n manier om mens vooruit te stoot sodat ander uit jou testimony kan ervaring vind en sê, o, maar daar's iemand wat ook dit deurgegaan het. So ja, ek is Leanne en ek is van die Kaap, ja, in die Athlone area in die Kaapen. Ek is met Vertical Perspective 11 jaar. Ja, het is my familie dit. Ons kyk nie mekaar aan as broer, dit is my broer, dit is my suster, dit is hoe ons mekaar aankyk. So, ons is baie nou met mekaar en as Jesus nie daar in die middel was, nie dierbaar is, dan sou ons nooit so ver gekom het nie. Ek kan regtig waar sê, Jesus is ons fundament van Vertical Perspective. Ons het ons tyd wat ons devotion sou, ons het ons tyd van gebed. Ons is nie net altyd by mekaar om te sing nie. Want baie kere sê ek kan sing, maar as ek dan nie 'n salwing is nie, dan wie gaan dan ontvang eintlik? Want baie kan hoor, maar nie baie luister nie. Yes. So ja, dis 'n bietjie van my. Ja, baie dankie Leanne. En weet jy, terwyl u en Angelo en Luke praat en u sê die middelpunt is Jesus. En dit is net vir my regtig amazing om te kan sien dat hoe julle Jesus letterlik uitlewe en 'n toonbeeld is van soos ek voorheen gesê het, van die hart van die Papa, van ons Papa. En ek dink ek kan vir baie mense leer, spesifiek vir my en spesifiek vir die Oneness Worship Team en spesifiek so baie groepe wat vanoggend luister en wat kyk, dat daai devotional tyd baie spesiaal is in God se oë. En soos family, wanneer God mense bymekaar bring, beteken ons gaan diep dinge deur. Yes. En om 11 jaar is amazing, is 'n leeftyd van om al daai goedjies te kan doen, soos Luke het gesê, ja, en dan het sekere goedjies het nie gewerk nie. Ja. Dan begin dit weer te werk en dan die middelpunt en die senterpunt is maar die Heilige Gees. En die Here wat die Here besig is om te doen in ons lewens. Maar Leanne, baie dankie dat julle die tyd, soos ek reeds gesê het, uitgekoop het om outsourcing te kan kom bedien. En ek weet dit is nou die tweede keer. Ja. En soos u sê dat die Here het 'n manier net om ons mense uit daai agtergrond uitvoerend toe te vat, want dit is maar sy hart letterlik, sodat dit wat die Here vanaand deur u hulle gaan doen, sodat mense se lewens kan verander raak. Baie keer soos u nou gesê dat daai lied u is getrou, ek ken elke woord. En ek het nie geweet u sing dit nie, en ek voel geëerd om vanoggend saam met u in die ateljee te kan deel saam met u. En dit is net amazing hoe die Here mense harte en letterlik gaan sê, ek sien jou nou voordat jy in jou moeder se skoot gevorm het, toe ken ek vir jou. Ken ek jou reeds. So dit beteken baie keer wil ons vir Jesus sekere goedjies doen en dan is dit ek weet ons het nog so 4 minute, 5 minute oor, maar net vir 'n jong meisie daar buite wat miskien 'n gift het om letterlik die Here, en ek weet daar's baie daar buite. En ek het baie alsaam met hulle gepraat, maar as jy net 'n inspirasie vir boodskap vir hulle kan gee vanoggend. Wel, aan die jong dames wat luister en die wat nou luister, kan dit ook aandra aan ander jong dames. Dat weet dat Jesus is altyd getrou. Baie kere is ons ongetrou teenoor Jesus, maar dan bly hy getrou. Ek wil vir julle laat weet, as jy voel jy is nie die een wat, o nee, ek kan dit nie doen nie, ek kan dit nie bereik nie. Ek was ook daar. Ek het ook gevoel, ek kan dit nie bereik nie. En laas jaar November, ja, toe maak ek my bachelor's degree. Want ek gedink het, ek sal nooit bereik nie. En ek het gedink, hoekom dan nie toe ek jonger was nie? Maar die Here het sy geskikte tyd. So jong dames daar buitekant, dit gaan nie net oor geld nie, dit gaan nie oor 'n ouetjie nie, dit gaan nie wat die ouetjie vir jou kan doen nie. As wat jy vir Jesus doen, en Jesus doen soveel meer in teruggee vir jou. As jy vir hom gee hy nader tot God en hy nader tot jou. Baie dankie julle. Dit was Leanne Mokel, al die pad uit Kaapstad. Leanne, ek wil nog die vraagie vra voordat jy gaan. Hoe doen julle dit? Dat die een bly in daai afdeling en daai een bly in daai afdeling. Hoe doen julle dit as ek? Ag, wat ons maak dit werk en ons kom elke week by mekaar. Dis dit. So als ek ook by die werk, dan kom Halloop my. Okay. So ons maak dit regtig werk en omdat ek sê ons is as 'n familie. Amen. So die liefde vir by mekaar kom is daar. Ja, nee, wat baie dankie. Ja, dat terwyl jy nou so praat, besef ek ook net die ding, daai keer as 'n mens ons het verkeerde vriende.
En my mammy het altyd gesê, en ek weet baie van ons ouer mense sê altyd, wys my jou vriende, dan sê ek vir jou wys wie jy is. En dit is letterlik wat ons moet doen. Ons moet letterlik by mense wees wat letterlik die hart van die Vader het. Yes. En van ons daddy het, sodat ons weet dat ons op 'n plek is waar ons kan safe is. Al 'n safe zone. Ek weet baie keer is dit is challenging, maar ek glo die Here het 'n purpose en 'n destiny vir julle daar neergesit. Baie dankie Leen, En ek wil ook sê baie dankie. Dankie vir die geleentheid weer eens. En ek hoop dat is nou nie my tweede keer. Ek wil baie meer Ja, kom. nee, Dat ons baie meer van hierdie aktiwiteite kan doen en die jonge mense intrek. Ja. Ag, baie dankie. Ek dink Luke het my ook gekontak in verband met 'n jeug of iemand in hierdie kant wat ook vanaand wil kom. So ons wil weer die luisteraars uitnooi na vanaand toe en baie dankie weer eens Leen dat julle hier is en ek sien uit. En weet jy gisteraand terwyl ons net so het was nou laat geweest toe julle Ja. kom, maar terwyl ons 'n lied gesing het, toe kan ek sommer hoor nee wat die mense. Baie van ons is so skaam om te sing. Ja. Maar soos ek dink Reverend ook vanoggend gesê het, ons die duiwel dien. Dit doen ons dit met 'n passie. Hoe kom jy nou met die Here, Ja. met die Here dit doen? Soos God vir jou 'n gift gegee het en 'n Ja. talent gegee het. Kom ons lewe dit uit. Lewe Baie dit dankie uit. Leen vir dat jy vanoggend saam met ons in die ateljee kan wees. Mag die Here u seën. En ek weet jy sal reeds geseën en ek weet die Here gaan nog 'n groter seën deur jou vir ander mense wees hierdie naweek en ons is excited vir dit. Ja. Ons wil net hê dit moet verbygaan nie, want my Ja. motto is altyd wat gebeur hierna? Ja. En ek weet dat die Here het u spesifiek op die platform geplaas om om verhouding te bou. Saam met Oudtshoorn, saam met die breë luisteraars vanoggend, saam met die kykers reg oor die wêreld, dink ek dat die Here gaan u letterlik op 'n ander level vat. Maar baie dankie Leen. dankie. Here sien nie. Baie dankie. Dankie. Ons gaan uitspeel met hierdie volgende lied en Eddie gaan dit vir ons speel en ek wil vir die luisteraars baie dankie sê dat julle vanoggend ingeskakel was op die program Coffee Zone saam met Mario en Pastor David. Ja, ons sien julle vanaand om 6:00 hier by die studio, so julle moet vroeg kom. Julle moet al van 5:00 al kom want letterlik dit is so bepak, dit gaan so bepak wees, maar ons weet dat die Here ons elkeen gaan seën en dat ja, kom saam met u. Ons alles gaan nie wees. Jy het koffie gaan nie wees. So jy gaan koffie, jy kan enige ietsie kom koop. Jy gaan ook tafeltjies wees saam met van die gaskunstenaars wat vanaand gaan wees om saam met ons te worship. So as jy 'n CD wil koop of alletjies wil enigiets wil doen, jy sal dit vanaand hier kry by die studio. En baie dankie dat jy ingeskakel is saam met my. Mario Riedling is op die program Coffee Zone saam met Mario en Pastor David. Die Here seën u.